Israel se erkenning van Somaliland maak wêreldwyd opslaa en het nou weer 'n ou debat oor grense en selfbeskikking op die tafel gesit. Vir meer as 3 dekades reeds funksioneer Somaliland as 'n relatief stabiele en 'n selfregerende entiteit, maar dit lê nou steeds binne 'n kontinentale raamwerk wat koloniale grense beskerm. So die vraag volgend is, wanneer maak dit sin om 'n uitsondering te maak en wanneer is stabiliteit belangriker as verandering? Ons praat volgende met Dr. Jones Swart, forensiese sielkundige en onafhanklike veiligheidsnavorser met 'n fokus op staatsbestuur, soewereiniteit en geopolitiek in Afrika. Joan, goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre, dit is 'n eer om hier te wees. Ek wil vir jou vra, hoekom het Israel besluit om spesifiek nou Somaliland te erken en wat dit sê oor die geopolitiek in daai streek? Ja, dit is nou nogal 'n netelige vraag om mee te begin. Ek dink Israel het waarskynlik erkenning gegee om 3 redes. Eerstens vir toegang en invloed in die Rooi See streek. En dan in die tweede plek om 'n strategiese vennoot in die horing van Afrika te bou. En dan derdens om teen ander spelers soos Iran te balanseer. So ons moet onthou, die Rooi See is een van die belangrikste see-logistiekroetes ter wêreld. En die Bab el-Mandeb, ja, moet my tong knoop 'n bietjie. Seestraat is 'n strategiese knelpunt wat reeds deur die konflik in Jemen ontwrig word. So erkenning gee dus vir Israel politieke toegang, en dan moontlik ook later militêre teenwoordigheid, nader aan Jemen. Ja. So dit gaan dus oor invloed, sekuriteit, maritieme beheer, eerder as oor die beginsel van staatsbestuur. Maar wat 'n mens nou oor wonder is, Somaliland funksioneer al meer as 30 jaar selfregerend. Waarom huiwer die wêreld nog om dit formeel te erken? Ja, ek moet toegee, dit klink nogal vreemd, soos jy sê, Somaliland regeer homself vir meer as 3 dekades reeds, en tog kry hy nie erkenning nie, behalwe vir Israel. Daar's 'n paar baie belangrike redes wat ek sien, en die grootste een het jy so ligweg genoem, dis die Afrika-Unie se beginsel oor koloniale grense. So na onafhanklikheid het die OAE en later dan die AI wat dit opgevolg het gesê, die grense wat ons geërf het moet bly staan. En dit was bedoel om eindelose konflik te voorkom, wat gekoppel word dan aan soewereiniteit en territoriale integriteit. So as die AI nou maklik sou sê, hier maak ons 'n uitsondering, het hulle 'n vrees dat baie ander streke sal sê, maar ons ook, wat dan die hele kontinent kan destabiliseer. En daar's nog 2 redes, dink ek. Eerstens is daar die vrees dat erkenning die res van Somalië verder kan destabiliseer, en insluitend dalk Somaliland ook. So tweedens wag baie lande om te sien wat die Afrika-Unie en die groter internasionale gemeenskap besluit voor hulle self 'n standpunt inneem. So min lande wil alleen vorentoe hardloop en dan later word hulle geïsoleer in die wêreld. Dis nou nogal interessant. So met ander woorde gaan selfs net Israel se erkenning nou, gaan dit ander bewegings in Afrika aanmoedig om nou onmiddellik hulle stukkie grond ook te wil hê. Dit kan so gebeur, daar's 'n werklike risiko daarvoor. So Afrika, soos julle dalk weet, het reeds talle streke waar mense voel hulle word nie behoorlik verteenwoordig, bedien of beveilig nie. En die vrees is as een gebied erken word, kan die ander sê, maar wat van ons? Maar ek dink ook dit beteken nie erkenning kan nooit of moet nooit gebeur nie. Dit beteken slegs dat dit baie versigtig hanteer moet word. Die AI en ander internasionale organisasies sal hulle self moet afvra waar die balans lê tussen staatseenheid aan die een kant en wat julle ook ligweg genoem het, die reg op selfbeskikking aan die ander kant. En dis beslis nie 'n maklike antwoord om te formuleer nie. So my persoonlike gevoel is erkenning behoort skaars te wees, net waar dit werklik stabiliteit bevorder en waar die alternatief nog meer gevaarlik is. So as Somaliland is nou erken deur Israel, sou 'n land so Somaliland werklik 'n behoorlike staat kon wees as die res van die wêreld dit nie erken nie? Ja,
Ek dink tog so. Jy weet, om 'n staat te erken, dink ek moet jy kan toon dat die sentrale staat duidelik misluk het. En ons praat nie net van swak bestuur nie, maar wanneer orde en basiese dienste in duie stort, legitimiteit verdwyn en daar geen realistiese pad terug na hervorming is nie, selfs na bemiddeling in tyd. Dan het jy ook nodig om te bewys dat die alternatiewe entiteit stabiliteit en breë interne steun geniet, wat wel, dink ek, die geval is tot 'n baie groot mate. Daar is nog striwelinge binne in Somaliland, maar dit geld tot 'n baie groot mate, wat beteken funksionerende instellings, vreedsame politieke deelname en 'n duidelike gevoel dat mense die orde eerder vertrou, selfs wanneer die sentrale staat dit probeer onderdruk. En dan wil mense ook graag mik na 'n gestruktureerde vreedsame proses. So die kernvraag hier is, wat gebeur dan as die staat met geweld reageer en enige gesprekke weier? Die internasionale gemeenskap behoort dan nie sonder meer na erkenning te spring nie, maar druk te plaas, sodat dit wel in 'n vreedsame proses kan ontaard. Jy het gevra ook, Somaliland is 'n staat. Is dit 'n staat as dit nie wyd erken word nie? So die kort antwoord is ja en nee. In die praktyk tog, ja, dit regeer. Dit het instellings, heffings, sekuriteit, grense, 'n geldeenheid en so aan. In internasionale reg gedeeltelik nie regtig nie. So sonder wydverspreide erkenning is toegang tot lenings en verdragte en multilaterale liggame beperk. En sal 'n stemming in die VN dus ook nie slaag nie. Wat van die politieke leiers en die mense van Somaliland self? Is hulle gelukkig daarmee dat dit nou net Israel is wat hulle erken? Kry hulle voordeel uit hierdie erkenning deur Israel? Dis weer 'n tweeledige vraag daai. Hulle is natuurlik nie baie gelukkig nie. Daar was sprake dat die VSA byvoorbeeld het geleide gemaak dat hulle Somaliland sou erken. Ethiopië is baie, om geopolitiese redes is Ethiopië ook baie geïnteresseerd in erkenning en in samewerking met Somaliland. Hulle is 'n sogenaamde landlocked, landgesluite land. So hulle soek toegang tot hawens byvoorbeeld. En ek het reeds genoem die geopolitiese belang wat daar is by Somaliland en daai area. So hulle hoop ook dat nog 'n land wat moontlik erkenning oorweeg is die Emirate. So ja, daar is wel 'n moontlikheid, maar die wêreldtoestande is so gedestabiliseer op die oomblik. Ek dink almal wag maar net om te sien wat gaan gebeur. Ja, almal wag so half vir mekaar. Maar Afrika se leiers, wat kan Afrika se leiers leer uit hierdie situasie oor die grense, veral en selfbeskikking? In my opinie is daar 3 dinge. So grense alleen bring nie stabiliteit nie, en ons moet dit aanvaar en begin erken. Jy weet, ons weet hoe die grense getrek is in die koloniale tyd. Dit het nie eintlik stabiliteit en so aan in gedagte gehad nie. Dan menswaardigheid en funksionele regering tel baie swaar, dis eintlik die kerngoed. En dan die derde ding wat baie belangrik is in my gedagte, is dat gesprekke oor selfbeskikking moet vroeg, eerlik en openhartig gevoer word. Nie eers wanneer daar druk is of wanneer geweld uitbreek nie. Ek wil vir jou vra oor die toekoms van soewereiniteit en erkenning in Afrika. Praat met ons oor die ander streke waar hierdie grense 'n twispunt is. Dis basies reg oor die hele Afrika. So ons begin soort van by die top Wes-Sahara, en dan eindig ons natuurlik by die Wes-Kaap waar daar ook gesprekke of dialoog daaroor is.
En alles tussenin. As jy op die internet gaan kyk, ek het dit nie fisies getel nie, maar dis blaaie en blaaie lyste van bewegings wat mik vir selfbeskikking of dan om 'n onafhanklike staat te skep. Maar jy weet, soewereiniteit is belangrik en dit gaan nie net oor internasionale erkenning nie, maar die belangrikste is of jy kan bestuur, kan jy jou area bestuur, ordentlik bestuur, jou mense dien en stabiliteit en veiligheid vir hulle skep. So erkenning in die toekoms sal waarskynlik meer voorwaardelik en prakties word, minder ideologies is en meer oor wat op die grond werk en watter uitkomste werklik stabiliteit bevorder. So dit klink nie na iets wat as dit in so 'n bladsy is soos jy sê, so iets wat in ons leeftyd perfek skoon opgelos gaan wees, nee, dit gaan elkeen gaan maar sy eie soort van half situasie moet hê. Nee, ek dink die AI, die Afrika Unie het 'n baie groot rol te speel en hulle sal met dinkskrums en analises en so aan doen om te bepaal waar daai balans lê. Want grense is nie niks in die wêreld is vas vir ewig nie, selfs nie 'n grondwet nie. Jy weet, dit word aangepas soos die omstandighede verander. Maar ek wil ook byvoeg dat dit vir my voel of die hele wêreld op steroïdes is op die oomblik. So dalk sien ons vinniger beweging in hierdie tipe ding ook. Ja. Buitengewoon, om het ligtelik te stel. Baie dankie Dr. Joan Swart. Sy is 'n forensiese sielkundige en 'n onafhanklike sekuriteitsnavorser.